Hallo en welkom by nog 'n episode van Blitz Fokus. Nou vandag se episode gaan 'n bietjie anderster loop, want dit gesê ons het 'n nuwe gesig hier op die bank met Nats nie, want Jacques gaan by my kom sit, een van my ander kollegas. Ons gaan ook 'n onderhoud hê met iemand wat 'n baie interessante besigheid het. Wel, ek dink dit is 'n interessante besigheid. So dit gesê, kom ons spring in by hierdie episode. Hallo en welkom by vandag se episode. Nou soos wat julle kan sien, ons het 'n nuwe gesig hier op die bank vir Wat's Nuut. Saam met my is my kollega Jacques. Hoe gaan dit met jou? Vra goed en jy? Dit gaan goed. Ek is bly om jou hier te sien. Ons het te min mense wat bereid is om hier te kom en 'n bietjie met die nuus te gesels. Ons is mos maar net 'n Afrikaanse show. Nou, vir julle wat 'n bietjie nuuskierig is, Jacques is nie 'n intern soos wat die res van ons, soos wat ek en wat Annemarie is en al daai nie. Jacques, jy werk meestal met landbou as ek reg is. Landbou is die hoof fokus. Ek doen die Agri-Monitor nuus. Hou die boere en die mense wat in landbou belangstel ingelig in die land, alles wat gaan wat gebeur en wat aangaan. Daar het julle dit gehoor. So daai van julle wat op plaas is, daai van julle wat plase het, gaan kyk 'n bietjie vir Agri. Kom kyk vir Agri-Monitor. Kom kyk vir Agri-Monitor. Ja. Julle sal nogals lekker inligting daar kry. Soos ek weet, ek is altyd geïnteresseerd as sy stories en sy artikels deurkom op die groepe en alles, want dit is hoewel ek het nou nie 'n plaas nie, maar dit is nog steeds interessant om te lees nou en dan. Landbou is die belangrikste ekonomiese sektor in Namibië. Dit gee vir ons kos, dit maak seker dat ons nie te afhanklik van ander lande is nie. En dis die pad vorentoe vir Namibië om ontwikkel te word. Ja, nee, ek stem definitely saam daarmee, maar alhoewel dit is ook duur deesdae as jy Namibiese vleis moet koop. Maar ja, alhoewel dit sal mos nou redelik verander hoe groter ons landbou raak en alles as jy daaraan dink. Dit hang af, want Namibië, die hoofmark vir ons vleis is eintlik die buiteland. Ons probeer ons vleis is baie goeie kwaliteit, maar meeste van ons vleis probeer ons uitvoer na Europa toe, want daar kry ons die prima prys vir die vleis laat die boere kan geld maak. Okay. Maar selfs met die Europese prys is dit maar baie naby. As jy net aan Namibiërs moet verkoop, daar's nie regtig. Jy sal nie op so groot skaal kan boer soos wat ons nou boer. In terme van die beeste en die prys, want die voer is baie duur. Die vervoer van die vleis en om die voer op die plaas te kry is alles. So om dit winsgewend te maak, sal ons moet die Europese markte kry, en dan soos wat dit groei, dan hopelik sal die Namibiese verbruiker ook daarby baat. Okay, so in ander woorde, ons moet die ander lande laat betaal sodat ons goedkoper vleis kry. Ja. Ja nee, dit is by ver die beste idee wat ek al ooit gehoor het. Nou, hoe gaan dit 'n bietjie in die landbouwêreld? Veral nou, okay, ons is mos so jeugshow, so as ek mag vra, wat is dit vir die jeug op die oomblik, sou jy sê? Ek dink vir die jeug moet dalk 'n bietjie 'n persepsieverandering kry, want almal dink jy moet na 'n plaas toe gaan om in landbou betrokke te wees. Maar jy kan 'n rekenkundige wees, jy kan in IT werk, jy kan 'n ingenieur werk. Jy kan veral in die vervaardiging en die manufacturing bedryf kan jy daarso ingaan. So landbou is meer as net die plaas. Daar's 'n hele industrie rondom dit. As hulle 'n groot plaas bou, iemand moet daai konstruksiewerk gaan doen. Vir die jeug, jy kan jou rekenkundige graad gaan doen en jy kan jou IT graad gaan doen en just like it, jy kan amper enige graad doen. Jy sal altyd selfs by 'n plek soos Old Mutual of Nedbank by hulle landbouafdeling daar so 'n werkie kan kry deur die agronomiese raad. So in terme van landbou vir die jeug, ek dink hulle moet dit meer ernstig opneem as 'n potensiële loopbaan, want wat kan ons sê? Daar's 'n klomp werke daar. Soos wat jy nou opgebring het eintlik nou dat ek daaraan dink. Daar's klomp verskillende goeders wat jy kan doen. Jy kan by Agra gaan werk. Daarso kan jy social media management gaan doen. Jy kan HR gaan doen. Daar's Agrimark, HP Field Services, al die ouens wat produkte aan die landboumense gee daarso. En as jy daaraan dink, Namibië kom kort omtrent 1 miljoen werke. Ja. Ten minste 1 miljoen werk. En daai werk gaan uit die toerisme sektor uitkom. Van dit gaan uit die vervaardiging uit sektor uitkom. Maar meeste van daai werke gaan moet in die landbou wees.
En dit is nie net van jy moet nou 'n plaas kry of so nie. Jy gaan 'n plaasbestuurder gaan word as jy vaardighede het in dit. Jy kan 'n veearts gaan word. So daar's eintlik eindelose moontlikhede. Maar jy sal 'n bietjie moet waar jy kan onderbegin in 'n besigheid of jy kan jou graad gaan kry as jy gelukkig is om te gaan studeer en so. Ja, jong. Ons het nou 'n bietjie, ons het nou baie geleer oor landbou in hierdie stukkie. Ek het reeds kans gehad om my hele lys te bring, maar dis fyn. Dis nie so erg nie. Dis net 'n paar goeie soos die LGBTQ wat ons nou deesdae aangang met die reëls en alles wat daar teen by LGBTQ. Ek weet daar was mos nou 'n hele rukkie terug was daar mos nou die wet teen hulle gesit oor die troue en alles mos nou. Vir same geslag getrou is. Ja, ons het onlangs in Zone wat actually môre uitkom, het ons die jeug gevra daaroor in 'n workshop. Ek het iewers gelees dat die Irongo skools uit klaskamers uit is. Ek het nog niks verder daaraan gehoor nie, maar ek het gehoor dat hulle uit klaskamers uit sit. Want ek weet toe ek nog op skool was 'n paar jaar terug, was dat klaar 'n issue daarmee geweest. Meer kinders as wat daar is klaskamers. Ek weet nie van toe jy terug nog op skool was nie. Klaskamers was maar altyd 'n probleem. Ja, maar dit lyk my dit raak nou wel erger. En nog 'n bietjie stukkie nuus dat ek net gou hierso kry en 100% seker maak. Ja, die Delta skool van Windhoek hier is genooi na die internasionale kuns- en kultuurbyeenkoms. Nou, ek as iemand wat baie in kuns en baie in kultuur is, baie van die musiek en die dans en al daarvan, is baie bly om te sien hoe meer en meer Namibiese skole deur die jaar gaan na internasionale levels toe, basies om te sê veral hierdie. Maar ek dink nie ons het veel kans om verder te gaan oor nuus nie. Nou, so 'n bietjie van 'n lang onderhoud wat kom. Kom ek vra vir jou, hoe het jy geleer swem? Hoe het ek geleer swem? Wel, ek het op 'n plaas groot geword in die noorde van Namibië en dit was een van daai groot sinkdamme. En dan het ons saam met my pa geswem en hy het ons so 'n rubber dingetjie gegee wat om ons gaan en dan gooi ons en dan gaan jy so in en ek onthou daai een dag. Dit is soos die binneband van 'n wiel. Daai wat jy so opblaas en dan kan jy dryf met dit en toe hy my so gooi hoog op die lug om, toe gaan ek reg deur hom. En dit is soos een van my core childhood memories wat ek soos, ek gaan nou af in die water. Ek kan nie onthou dat ek eers kon asemhaal nie, maar ek sien net ek weet nie hoe om te swem nie, maar hier kom my pa net en hy swem na my toe en hy haal my toe daarom uit. So daar het ek daarom nou my eerste lesse gekry in die plaasdam. So, maar ek het amper dood gegaan. So wel 'n klomp van ons het wel so geleer swem, maar vir ons onderhoud het ons iemand hier wat 'n besigheid het waar hulle eintlik die kinders soos in die babas en die toddlers hulle leer hoe om te swem. Dis interessant. Dit is interessant. En die onderhoud kom volgende. So, moenie ons gaan nie. Hallo en welkom. Soos julle voorheen gehoor het, gaan ons vandag 'n interessante gesprek hê met 'n interessante vrou. Saam met my het ons vir Elaine. Hoe gaan dit met jou vandag, Elaine? Baie goed, dankie. jy lyk 'n bietjie opgewonde. Ek's baie opgewonde om vandag te praat oor ons besigheid en wat ons doen. Okay, nou, vertel vir ons 'n bietjie, wat is dit? Wat is die besigheid en wat is dit waarvoor jy nou instaan? So, ek werk vir Kiddies Aqua. Dit is 'n naam wat redelik vir homself praat. Ons spesialiseer in baby floating. Dit is 'n selfverdediging program wat ons met babas doen van die ouderdom van 6 maande na 24 maande. En dan daarna doen ons kleuters wat ons learn to swim ingaan en dan volwassenes en special needs en van ons takke doen aqua aerobics ook. Oh wow. Ja. Dit klink interessant. Ek was nog altyd geïnteresseerd in daai aerobics klasse, maar op dieselfde tyd dit lyk 'n bietjie moeilik. Dit is, ek moet sê, dis nie vir die fynharte nie en ons mense werk verskriklik hard. Ja, nee, ek sal so glo nou. Jy het gesê baby floating. Nou, verduidelik vir ons 'n bietjie wat is baby floating? Jy het gesê dis selfverdediging in water. Nou maar vertel ons 'n bietjie meer daarvan. Wat is dit? So, baby floating is eintlik 'n baie unieke program. So, ons werk met babas en ons leer vir hulle hoe om hulle self te red sou hulle in die water inval.
soos almal weet, die verdrinksyfers is verskriklik hoog. En ons passie is om daai babatjie te leer, sou hulle inval, hoe om hulle self te red, om te draai, om asem te haal, om te huil of te roep vir hulle ouer, om daai ouer te kan besef, daai split sekonde, daai kind is nie meer daar nie. So, ons leer vir daai babatjies hoe om te draai, dit is 'n natuurlike proses, maak hulle glad nie seer nie, en hoe om op die water te gaan lê, dit is 'n ongelooflike ervaring vir 'n ouer en 'n kind om dit te beleef. Wow, dit klink baie amazing. En van my perspektief, af wat ek nou staan aan dink, ons het Swakop, ons het Walvis, ons het al hierdie kusdorpe wat mense gewoonlik toe gaan vir vakansies en alles, veral met hulle kinders. So dit klink vir my, dit is 'n baie belangrike ding, veral mos nou hier. En want ons het mos nou die kus en dan op binneland het ons al die swembaddens en jy sien gewoonlik mos nou die kinders wat die bakke uitdra as dit warm somertyd is en dit vol water maak om daar 'n bietjie rond te speel. So vir my klink dit soos 'n baie amazing ding. Nou, is julle net in Namibia of kom julle van buitelands af of hoe? So die hoof franchise is in Suid-Afrika. Ons het 2 hooftakke, Moreletta en Tux, en die hoofvrou agter dit is Lizette Botha. Sy is 'n groot mentor en sy is ongelooflik met kinders. Dit is ongelooflik wat sy doen met kinders. Sy het soveel babatjies gekwalifiseer en elke persoon wie onder haar werk is hand uitgekies deur haar. So nie almal kan hierdie doen nie en sy raai nie aan dat almal dit kan doen nie. Daar is mense wat kom vir die kursus wat sy voel kan dit nie doen nie. Maar sy is 'n ongelooflike juffrou, ma, vriendin, alles en haar passie met die kinders staan net uit. So sy het Pretoria tak begin, sy het eers in Nelspruit begin en toe het sy 'n paar ander takke oopgemaak. Ons het 'n klomp takke deur Suid-Afrika. Ons het 2 in Namibië. Ons hooftak is in Otjiwarongo en ons tweede tak is in Windhoek en dan het ons 'n tak in Riyadh. Oh wow. Ja, in die Midde-Ooste. Dit is nou baie ver, 'n bietjie ver uit dit is uit die klomp uit, so te sê. Maar ek moet sê, dit klink asof daar baie passie agter julle aan is en die missie wat julle het mos nou. Ongelooflik. Die training wat ons kry, wat hulle in-house doen vir ons dis nie maklik nie. En hulle is baie passievol daaroor, laat die standaard dieselfde behou word, laat elke kleintjie wat in ons deure instap met iets kan uitstap, dat hulle weet, hulle kan dit doen en hulle alles wat hulle kan doen, sal hulle bereik. So dit is ongelooflik. Ons doen jaarlikse hersiening met hierdie ander kursusse ook. Ons moet of 'n graad hê of 'n diploma agter ons naam hê om hierdie te kan doen. So al ons ekstra aktiwiteite wat ons moet doen, soos ons police clearances om met kindertjies te werk en ons CPR sou iets gebeur. So dit is ongelooflik, ja. Ja, nee, soos wat jy nou so alles sê wat julle doen, wat julle nodig het, ek moet sê, ek is baie bly om te sien en te hoor dat daar iemand is wat die kinders se gesondheid en veiligheid so ernstig opneem. Veral in vandag se wêreld mos nou. Maar jy het gesê daar is 2 van julle takke hier in Namibia, een in die hooftak is mos nou in Otjiwarongo nou. Yes. Ek vat dat die hooftak het nou al die hoofgoeders, julle doen mos nou die kinders en die groot mense en al dit. Nou wat doen julle Windhoektak? So ons Windhoektak is basies net gekater om die babatjies te doen en die kleuters. So daai beginfase om te leer swem. Die rede hoekom ons Windhoektak bietjie kleiner gemaak het in die begin was om plek te maak vir die kleintjies, om hulle daai hupstoot te kan gee, omdat dit binneland is en baie van ons ouers het swembaddens of plase, kribbe en damme. Het ons fokus opgebly om regtig die waterveiligheid meer in te bring.
en meer te fokus op dit. Vir ons is dit is waarvoor Kiddies Aqua staan, is genuine die waterveiligheid. Met alles wat ons doen, waterveiligheid kom eerste. Nou, swemry en dit is iets wat dis baie common. Ek dink die mense dink baie daaroor en wat daar ingaan nie. So as ek mag vra, vertel ons 'n bietjie meer oor die waterveiligheid. So die waterveiligheid is dis 'n natuurlike proses wat die babatjie ontwikkel in sy ma se maag en daai waar die babatjie afsluit in die asemhaling. Ons stimuleer net daai sodat die babatjie kan mooi afsluit, sou hulle in die water ingaan. So byvoorbeeld as die babatjie onder water ingaan, sluit hulle natuurlik hulle lugweg af. Hulle druk hulle tongetjie teen hulle verhemelte waar die water dan uit hulle mondjies of uit hulle neusies dan uitkom. En ons simuleer daai draai. So ons draai hulle binne in die water waar as hulle onder toe kan kyk, laat hulle verstaan dat hulle is nou onderste bo, hulle moet nou op hulle ruggies draai. So ons leer daai proses saam met hulle en dan dit vat omtrent so tussen 3 tot 4 maande jou algemene kind om daai te kan leer. Op die laaste week, 2 weke voordat ons hulle kwalifiseer, voor hulle trofees kry, trek ons vir hulle aan met langmouklere 'n broek en 'n hempie met 'n volle doekie. So ons probeer dit simuleer. In ander woorde, dit gebeur nou in die regte lewe. So ons is nie van daai mense wat ons kinders in die water ingooi nie. Ons simuleer die inval met hulle, dat hulle hierdie proses afleer. Want met ons kinders wat dit nie ken nie, doen hulle daai, dan sluk hulle water in die maagie of in die longetjies. Nou ons leer ons kinders om dit af te leer. So as hulle in die water inval, draai hulle op hulle ruggies en hulle kan vir omtrent 15 minute of langer op daai water kan lê. Baie van ons babatjies sal begin huil en uitroep, dat iemand hulle kom kry of kom help en self van die kant af wegstoot of onder 'n seil kan uitstoot. Okay. Dit klink nogals interessant vir my. Ons weet mos al hoe die ouer tieners geleer het om te swem. Yes. En dan gegooi. Maar wat ek nou aan dink, soos wat jy so staan en praat en alles, is dit net die waterveiligheid? Is dit net die babas wat julle doen vir waterveiligheid of is dit nou die volledige ouderdomsgroep? So die babas doen ons daai waterveiligheid waar ons hulle ronddraai tot die ouderdom van 2, leer hulle daai om af te sluit. Hulle leer dit af. So met daai en om na 'n 2-jarige babatjie op hulle rug te sit is oor 'n algemeen nie 'n lekker ding vir 'n babatjie nie. Doekeruil is maar nie, is nog in my huis was dit so. Ons het bietjie beklei oor doekeruil, my kinders wou nie op hulle ruggies lê nie. Maar na 2 fokus ons op ander maniere om hulle waterveilig te hou. Maar ja, soos die begin is die baby floating, dit doen ons van 6 maande tot 24 maande. Daarna doen ons ander waterveiligheid waar ons vir daai kind leer om te kan swem. Baie kinders van die ouderdom van 2-3 kan al begin swem. My kinders, al 2 my dogtertjies het Pilizet geswem. Al 2 in die baby floating en op 3 jaar oud kon al 2 my kinders voluit swem. Ons leer hulle glad nie om met floating devices te swem nie, niks. Hulle moet bo op die water kan swem, horisontaal, nie vertikaal nie. En laat hulle kan vorentoe beweeg. En met die flotation devices, dit sit 'n kind agter. Ons sien baie, ons sê vir ons ouers, moenie dit opsit as jy gaan spandeer die tyd met die kind langs die swembad. Hou hulle vas, gee hulle 'n noodle. Dan kom hulle terug na 'n vakansie, dan weet jy, hierdie ouer het, want dit vat ons weer omtrent 6 maande om daai kind weer reg te kry, om dit weer af te leer. Want hulle voel obviously veilig met dit, maar dit is so onveilig. En veral daai polyotters en goedjies wat maklik kan diep. So ons wil hê ons kinders moet op die veiligste manier leer om te swem en dit is met niks. Wow, dit is nogals interessant dat jy dit so opbring, maar
jy's tog geleer, jou flotation devices, dis tog om die kinders veilig te hou. Dis interessant hoe dit jou dit kan ding in twee maniere. Want aan die een kant, jy kan nie stryd dit hou nie die kind veilig nie, want dit keer dat hy nie onmiddellik sink nie. Maar soos wat jy nou opgebring het, dit sit hulle agter van hom te leer swem. Yes. So dis nou maar dis 'n interessante manier om daai middelgrond te kry van dit. Of at least dis hoe ek dit sien. Ek is nou nie heel deel daarvan, so ek kan nou nie wel sê wat is waar of nie. Maar uit 'n skierigheid uit, net sommer vir die pret daarvan, was daar ooit 'n oomblik waar jy so graag wou lag, maar jy het geweet jy mag nie? Weet jy, daar's 'n paar, maar daar's een spesifieke dogtertjie wat vir my uitstaan. Sy het 'n liefde vir water gehad voordat sy eers by my uitgekom het. En haar ma het vir my gesê ek gaan moet help. Sy is gebore met nie 'n volledige handjie nie, maar 'n ander handjie is 'n volledige handjie. En haar ma het vir my gesê dit kan dalk 'n uitdaging wees. En ek het nie regtig besef wat sy bedoel het tot ek met hierdie dogtertjie geswem het. Haar naam is Lizelle en sy is ongelooflik slim. Nou Lizelle het by my geswem, sy het baby floating by my kom doen. En sy het begin huil in die begin, maar nie regtig gehuil nie. 'n roep maar met so 'n laggie so tussenin. So snaakse laggie. En hier op die laaste dae waar ek nou met haar begin praat en sê, ons begin nou klaarmaak met hierdie by. Jy moet net stil lê vir so rukkie. Wys net vir almal jy kan mooi stil lê. Toe dog sy gaan vir my vang. En sy het so 'n bietjie op die water gelê en dan kyk sy vir haar male deur die venster, want ons het so 'n venstertjie daar waar die ouers kan deurkyk en sy sit so regop en waai vir hulle, dan gaan lê sy weer, dan sê sy moet sy nog lê, dan gaan sy op en waai sy vir almal, dan gaan lê sy weer. So daai dogtertjie het regtig my hart gesteel. Sy swem nou nog by ons en regte watervis. Ons beklei om haar uit die water uit te kry. Sy geniet dit so baie, maar 'n baie sterk swemmer. En sy het op die ouderdom van 2 begin swem. Wow. En dit wys net dit is nie dat 'n gestremde kind agter is. Elke liewe babatjie kan dit doen. Ja. Elke liewe lyfie kan dit doen en elke liewe ouer moet maar net vas staan en dit doen, want ons doen dit om die kinders veilig te hou. So ja, daai dogtertjie het 'n baie groot plekjie in my hart. Wel, daai storie was veel interessant en so graag soos wat ek wil meer hoor, 'n bietjie 'n lekker dag het van geselsie, het ons nie veel tyd oor ongelukkig nie vir hierdie onderhoud nie. So kom ons eindig dit met so, het jy enige raad vir ouers, vir tieners, vir die jeug vorentoe in terme van hulle kinders, hulle broertjies, hulle sustertjies, daai wat daar afkyk? Yes, so gou as moontlik om vir almal te leer swem. Dit is nie net vir veiligheid nie, maar die skoolwerkies en goedjies wat saam met dit kom, die kognitiewe werkies en dit is ongelooflik om die kinders te laat swem. En moenie jou kinders alleen by 'n swembad los nie. Maak hy swembaddens toe. Dit gebeur in 'n oogwink. Musiek, harde musiek om 'n swembad. Jy hoor nie daai kind inval nie. En kom ons hou ons kindertjies veilig en as daar vrae is of enige iets, ons is daar om te help. Dit is vir ons 'n groot passie. Ons het soveel takke waarmee ons reg is om te help. Ons mense is goed geleerd en ons vat passie in elke liewe kindertjie wat by ons is. Dit was 'n baie mooi boodskap en 'n baie belangrike ene ook, as ek nou self dit moet sê. Nou, Elaine, baie dankie dat jy gekom, baie dankie dat jy vir ons meer vertel het oor hierdie en 'n bietjie waaroor dit gaan. Baie dankie. Baie dankie. Wel, dit is al wat ons het vir vandag se onderhoud, maar moet nêrens gaan nie, want hierdie episode is nog nie klaar nie. So, dit is ongelukkig al wat ons het vir hierdie episode van Blitz Fokus, maar moenie worry nie, ons is elke week hier terug met 'n nuwe episode, met nuwe gaste, nuwe nuus, nuwe boeke en nuwe liedjies. Dit gesê, moenie vergeet om ons op ons social media's te kry nie. Julle kan altyd al ons episode op OneUp2 kry
en ons sien julle volgende keer. Totsiens.